Goeiedag broers en susters, dit is vir my 'n enorme voorreg om op hierdie unieke manier saam met jou om God se woord te kan sit. Kom ons raak stil, kom ons raak rustig en kom ons maak ons oë toe. En ons vra dat die Heilige Gees vir ons die woord sal oopbreek. Liewe Here, baie dankie dat ek en my broer en my suster op hierdie manier bymekaar kan wees, dat ons om die woord kan sit en die skatte wat U vir ons wil gee, kan ontvang, liewe Here. Here, dit is my gebed, dat die Heilige Gees my sal stil maak, en dat die Heilige Gees dit wat U vir U kind wil sê vandag sal na vore bring. Moenie dat my stories of dit wat ek wil sê enigsins in die pad sal staan vir wat U vir U kind wil sê nie. Here, ek bid vir elke gemeentelid wat siek is, elke gemeentelid wat uitdagings in die oë staar. Liewe Here, U ken almal se harte, U ken almal se uitdagings, U weet waardeur elke persoon in hierdie gemeente gaan. Die mense van Sonnekus. En Here, daarom vra ek, Here, wees by hulle. Here, maak U, openbaar U self aan hulle, en dat hulle weet, hulle is nie alleen nie, maar dat hulle kinders is van die almagtige Vader, wat vir hulle lief is, wat vir hulle omgee, en wat hulle styf vashou. Here, maak ons harte oop, en ons ore oop, en ons oë oop, om hierdie boodskap te ontvang. Amen. Ek groet julle in die naam van ons almagtige Vader. Ek groet julle in die naam van Jesus Christus, God wat mens geword het, sodat ek en jy sondeloos kan wees. En ek groet julle in die naam van die Heilige Gees, sy Gees wat uitgestort is, sodat ek en jy nooit, ooit weer alleen hoef te wees nie. Vriende, ons vandag gaan ons lees uit Matteus 11 vers 25 tot 30. Ek lees uit die 1984 vertaling en die opskrif daar is die uitnodiging van Jesus. Ek lees vir ons. Daardie tyd het Jesus gesê, ek prys U Vader, Here van die hemel en die aarde, dat U hierdie dinge vir slim en geleerde mense verberg het, en dit aan eenvoudiges bekend gemaak het. Ja, Vader, so was dit U genadige bedoeling. My Vader het alles aan my toe vertrou, en niemand ken die Seun nie, behalwe die Vader, en ook ken niemand die Vader nie, behalwe die Seun, en elkeen aan wie die Seun hom wil bekend maak. Kom na my toe, almal wat uitgeput en oorlaai is, en ek sal julle rus gee. Neem my juk op julle, en leer van my, want ek is sagmoedig en nederig van hart, en julle sal rus kry vir julle gemoed. My juk is sag, en my las is lig. Die lewe kan soms chaoties, gejaagd en de mekaar voel. Eintlik kan ek sê meestal van die tyd is dit so. Die lewe is maar net so, dat dit so 'n de mekaar spul is. Hierdie uitputtende, mergelende, chaotiese mengelmoes van energie wat ek en jy partykeer net nie kan hanteer. Ek bedoel, vat net, kyk dit nou, as jy geseënd is met 'n werk, deesdae moet jy 10 mense se werk doen, want mense word afgelê, maar nuwe mense word nie aangestel nie, want maatskappye kan dit heel moontlik nie bekostig nie. Ek hoor hierdie storie gereeld. Dan moet een persoon die werk van 10 mense doen, en al die druk is op daardie een persoon. Daai een persoon kan dalk jy wees vandag. En dan gaan jy huis toe. Die plek waar jy veronderstel is om rustig en kalm te wees, en die eerste ding wat jy sien is daardie notaboekie teen jou yskas. En ons noem hom die oneindige to-do list. Ken jy hom? Daai oneindige
to-do lysie. Daai lysie waarop jy skrywe, die vensterrame moet afgeskuur word. Die muur moet reggemaak word daar waar hy kraak is. Die mat wat uitrafel en wat so vuil is, moet nog skoon gemaak word. Ek moet daai reëlings nog tref. Die garage moet nog reggepak word. Ek sal 'n slag hierdie Tupperware kas moet uitpak en inpak en regpak. Yes, ergens op 'n kol sal ons net van al hierdie ekstra goed ontslaa raak in die kar pak en kerk toe gevat word. Dat ons net die huis net kan skoonmaak en net 'n bietjie rustiger maak. En dan natuurlik gesin en familie. Kom ons gooi gesin en familie net ook vir 'n oomblik in hierdie mengelmoes. Enige familie. Daar is soms konflik en daar is, soos ek as kind geleer is, epikonders. En as jy nie weet wat epikonders is nie, dan voel ek so bietjie oud vandag. Baie jong mense ken nie eers meer die woord epikonders nie. Daardie ou goetjies wat mense pla, wat eintlik glad nie eers belangrik is nie. Maar gesinne en familie raak baie kere in konflik en ons sit met hierdie situasies en ons kwaad vir mekaar en is hierdie striwelinge en dit gebeur met vriende. En is dit hierdie klomp goed. Kyk ons na wêreldnuus, dan is dit hierdie oorlog en dan is hierdie oorlog net, hy het nou net begin en amper klaar gemaak, dan is alweer 'n volgende een. Ek bedoel, hoeveel van julle ken regtig die stryd of Hermoes? Tot onlangs het niemand dit geweet nie. Al wat ek persoonlik weet is as ek daai woordjie hoor, Hermoes, die stryd of Hermoes, dan weet ek diesel en petrol gaan duurder word. Ons dra swaar. Jonk en oud. Ons dra swaar in hierdie lewe. En dis wat Jesus vir ons kom sê vandag in Matteus 11. Julle dra swaar. Ek weet dit. Jesus kom sê vir ons, ek weet, jy is my kind en ek weet jy dra swaar in hierdie lewe. Maar dan is dit amper asof Jesus sy hand vir ons uitsteek. Dis hoekom hier Matteus 11 vir my so 'n pragtige teks is. Dis soos Jesus se hand wat uitgestrek word in hierdie uitnodiging wat na my en jou toe kom. En wat in vers 28 vir ons hierdie bekende woorde sê, kom na my toe, almal wat uitgeput en oorlaai is, ek sal julle rus gee. En die prentjie wat ek onmiddellik in my kop kry, is daai, en dit gebeur so baie keer met my dogtertjie, dat sy raak in die slaap in die kar, in haar karstoeltjie, en dan, as ons by die huis kom, dan slaap sy, maar dis een van die diep slape, niks kan haar wakker maak nie. En dan sal ek haar optel in my arms, en sy sal so rustig wees, so kalm, en ek sal haar dra en in haar bed sit en haar toemaak, en sy's veilig, en sy's rustig, en sy's kalm. Dis die beeld, en dis die uitnodiging, wat Jesus vandag vir jou gee, en hy sê vir jou, weet jy wat, so besig, soos wat dit op 'n pad kan raak, waar karre jaag en hoed, kan jy nie slaap raak, jy kan rustig raak, jy kan kalm raak. Ek het jou. Ek sal jou dra. Jy is myne. Maar iets wat vir my bitter belangrik is, iets wat vir my ongelooflik belangrik is in hierdie teksvers, is dit wat ons nie lees nie. Luister mooi, dit wat ons nie lees nie. Jesus sê nie, hy kom met 'n plan nie. Hy sê nie kom met 'n metode nie. Hy sê nie alles moet eers reg wees en dan gee ek vir jou rus nie. Nee. Jou rus lê aan jou behoort aan Jesus Christus.
Ek gaan dit gou weer vir jou sê, en luister mooi. Jou rus lê aan jou behoort aan Jesus Christus. Dis so belangrik. Ek en jy het hierdie ongelooflike vermoë wanneer dinge chaoties en mengelmoes van chaos is, dat ek en jy vergeet, ons behoort aan Jesus Christus, die Almagtige. Maar baie van ons skrik vir vers 29. Kom ons wees nou maar eerlik daaroor. Ons skrik vir vers 29, want dan sê Jesus iets anders. Hy sê, neem my juk op julle en leer van my, want ek is sagmoedig en nederig van hart, en julle sal rus kry vir julle gemoed. My juk is sag en my las is lig. Die oomblik as ek en jy hoor, ek en jy met Jesus se juk optel, dan sien ons die ergste. Ons sien die ergste. Want kyk net, hoe was Jesus se lewe gewees? As ons lees in die Bybel, dit was vol pyn, vol lyding en vol uitdagings. En dan dink ons, dit is die juk wat ek en jy moet optel. Broers en susters, ons moet nie kyk na sy lewe nie. Ons moet kyk na wie Jesus is. Matteus kom nooi ons uit vandag om nie te kyk na sy lewe nie, maar na wie Jesus is. Ek gaan vers 29 vir jou lees weer, want dit gee vir ons al klaar 'n blik van wie hy was. Neem my juk op julle en leer van my. Leer van my. Want ek is sagmoedig. Ek is nederig van hart. Julle sal rus kry vir julle gemoed. My juk is sag en my las is lig. Dis die juk wat ek en jy moet optel. 'n Juk wat sag is, 'n juk wat beskermend is, 'n juk wat liefde definieer, 'n juk wat van oorvloed getuig. Vriende, bring vandag al jou mooihede na hom toe, op die naam. Here, ek is moeg. Here, ek is bang. Here, ek is oorlaai. Ek kan nie meer nie. Iets wat ek baie lief is voor om te doen, en dit is vir alles ek nie kan slaap nie, is ek doen 'n breindamp. En wat dit eintlik is ek vat my foon en ek maak een van my apps oop en ek tik letterlik, dit maak sin vir niemand anders behalwe vir myself, maar ek tik net alles neer, of jy kan 'n pen en papier vat, en jy skryf net neer alles wat in jou kop aangaan. Alles wat jou pla, alles wat dit is, en jy skryf dit net neer. Dit hoef nie sin te maak nie, jy gaan dit nie weer gebruik nie, jy gee net uiting aan dit op pen of papier. Dit is al wat jy doen, jy skryf dit net neer. En is ongelooflik hoe hierdie tegniek 'n mens se brein net kalmeer. Hoeveel te meer gaan dit nie vir jou van waarde wees as jy dit met Jesus Christus doen nie. Dit is die uitnodiging wat hy bring na jou toe vandag. Dit is wat Jesus vir jou vandag kom sê, wat hy sy hand kom uitsteek en hy sê, my kind, bring dit na my toe. En dan 'n tweede, en hiermee sluit ek af, 'n tweede uitnodiging wat ek aan julle wil rig is. Kyk watter juk jy dra. Kyk na watter juk jy dra. Ons is so lief daarvoor om ander mense se jukke te wil dra. Hoe baie keer wil ons nie ander mense se probleme dra nie. Hoe baie keer wil ons nie ander instansies se jukke dra nie. En as jy dink ek praat nonsens, hoeveel keer kom jy by die huis
En is jou werk op jou gedagtes? Hoeveel keer kom jy by die huis na 'n lang dag en is jy bekommerd oor iemand anders se probleme? Hoe baie kere is jy bekommerd en wat jy die juk dra van iets wat jy geen beheer oor het nie? Hoekom dra ons onsself so swaar aan ander mense en instansies se jukke? Omdat ons kinders van die Here is, voel ons wil dit doen. Ons wil saam deel aan die lyding. Ons wil saam dra aan die swaar. En dit is mooi en dit is nederig. Maar die Here se opdrag was gewees dat ons moet help daar waar ons kan. Dat ons moet lief wees vir ons naaste. En ons doen dit deur gebed. So ek nooi jou uit om nie jouself uit te mergel nie, maar om ander mense se jukke voor te bid, dit op te dra aan die Here en dit oor te gee aan ons almagtige Vader en dit te los. Ek en jy hou vas aan ons jukke en ons dra swaar aan ander mense se jukke, maar ons wil dit nie los nie. En is iets wat ek en jy elke liewe dag moet beoefen. Ek sluit af met 'n ou verhaal van 'n Amerikaanse bankier wat vakansie gaan hou het in Mexiko. En hy het een oggend vroeg het hy gaan stap langs die strand en daar kom 'n boot uit met hierdie Meksikaanse man en hy het die twee van die pragtigste geel vinster tunas gevang. En hierdie Amerikaanse bankier stap soontoe want hy het vir die eerste keer in 'n baie lang tyd 2 weke se verlof gevat. En hy stap na die visserman en hy komplimenteer hierdie Meksikaan op hierdie pragtige 2 visse wat jy gevang het. En hy sê, "Hoe lank het jy gevat om hierdie visse te vang?" En die Meksikaan sê, "Nee, glad nie lank nie. Ek was seker so 'n halfuur op die water en ek het hulle gevang." En hierdie bankier sê, "Hoorie, ek kan vir jou help. Hoorie so, ek gaan vir jou help. Ek het 'n MBA graad. Ons gaan vir jou 'n besigheid skep. Hoorie so, ek sê vir jou, ons gaan vir jou 'n miljonair maak. Want as jy dit kan regkry in onder 'n halfuur, dan gaan ons vir jou skatryk maak." En die Meksikaan vra, "Hoe gaan jy dit doen?" Hy sê, "Okay, goed, eerstens, ons gaan 'n paar manne moet aanstel. Okay, so eerstens, jy gaan geld opleen. So, okay, so jy gaan 'n bietjie skuld hê wat jy oor 'n hele paar jaar gaan moet afbetaal, maar moenie bekommer daaroor nie, want dan gaan jy 'n vissery stig en dan ons koop 'n hele paar bote. En dan, okay, so maar jy gaan ongelukkig die mense moet oplei en jou tegnieke vir hulle leer. En as jy dit nou reg gekry het, dit sal seker nou 'n paar jaar vat, maar dit maak nie saak nie. Dan as ons dag en nag vang, gaan ons enorme baie geld maak. Ongelooflik baie geld maak. En as jy dit reg gekry het, dan gaan jy dalk miskien uit Mexiko moet trek en ons gaan Amerika toe trek en daar hoofkwartier begin en die Meksikaan stop hom en hy sê, maar wag net gou. Ek is nie seker ek wil al hierdie doen. Hy sê, maar dink net wat jy alles kan doen. Dink net hoe jy gaan aftree. Jy gaan hierdie wonderlike aftrede eendag hê. Jy is nog jonk, jy kan miljoene rande maak. Ek bedoel, wat doen jy elke dag? En die Meksikaan sê vir hom, "Wel, ek slaap laat en dan vat ek 'n rustige ontbyt en dan sal ek gaan visvang soos vandag en as ek terugkom dan deel ek die vis met my bure want dis hopeloos te veel vir my. En as ek klaar daarmee is en ons het die kos uitgedeel, dan speel ek lekker met my kinders. En as ek daarmee klaar is, dan gaan hou ek siesta saam met my vrou Maria. En ons het 'n lekker tyd en ons ontspan en ons gesels en ons lag lekker. En wanneer ek en sy klaar gekuier het, dan is my gewoonte, ek gaan stap 'n bietjie in ons klein dorpie rond en
Gewoonlik sal my vriende buite sit en dan geniet ek 'n wyntjie saam met hulle en ek is baie lief om gitaar te speel en dan speel ek 'n bietjie gitaar en wanneer die son gesak het, gaan ek terug na my familie toe en ek spandeer kwaliteit tyd saam met hulle. En die bankier dink so en hy sê, wel, dis presies wat ek vir jou kan bied, maar eintlik eers oor 50 jaar van nou af as jy aftree. Jy sien vriende, hierdie Meksikaanse visserman verstaan iets van om in die oomblik te lewe, om te verstaan, om oor te gee aan Jesus Christus, om nou al te sê, Jesus, hier's my juk, ek tel jou juk op. Ek en jy moet soos hierdie visserman wees en besef dat ek en jy kan nou al voel dit nie nou reg nie, al voel jy het nie nou die regte metode nie, jy het nie nou die plan nie, omstandighede is nie nou al korrek nie. Ek en jy kan nou al rustig en kalm wees in God se hande. Die uitnodiging staan geskrywe in Matteus 11 vers 25 tot 30. Ek hoop jy lees hierdie uitnodiging en jy aanvaar dit. Amen. Kom ons bid saam. Liewe Here, baie kere wil ons alles beheer. Baie kere wil ons hierdie chaotiese wêreld met mooi planne en mooi metodes reg kry en dan dit eers na U toe bring. Maar U kom met hierdie uitnodiging na ons toe, waar U sê, kom na my toe, almal wat uitgeput en oorlaai is, en ek sal julle rus gee. Here, ek bid vir my broer, ek bid vir my suster, wat na hierdie boodskap luister, dat hulle hierdie uitnodiging sal aanvaar. Amen. Ontvang die seën van die Here. Die Here sal julle seën en julle beskerm. Die Here sal tot julle redding verskyn en julle genadig wees. Die Here sal julle gebede verhoor en aan julle vrede gee. Amen.